Gerda, so vandag se vraag. Wanneer raak selfverbetering selfverwerping? Dis 'n baie goeie vraag. Mm. Dit voel of ek nou weer 'n matriekvraestel skryf, Lise, dis 'n komplekse vraag. Baie dankie aan die luisteraar wat dit ingestuur het. Selfverbetering het regtig 'n gonspoort geraak in die laaste 30, 40 jaar. En ek sê altyd dit is 'n multimiljoen dollar mark wat boeke verkoop en ander hulpmiddels om jou lewe beter te maak. En niks daarteen nie. Ek is baie van die boeke en baie van die skrywers nie mense wat dit goed doen, maar wanneer selfverbetering ten koste raak van jy jouself ken, dan raak selfverbetering vir my 'n bietjie van 'n probleem. As jy in 'n konstante siklus is van net niks wat jy doen is ooit goed genoeg nie. Daar is nie 'n enkele dieet wat jou maar genoeg maak nie. Jy moet al die dieetboeke koop. Jy moet al die nuutste dieete volg. Daar is nie 'n enkele vind jou geluk hulpbron wat jou, jy weet, regtig by geluk uitkom nie. Want ek dink soms kan van hierdie dinge 'n pleister wees wat ons plak oor 'n eintlike wond of 'n eintlike seerplek wat ons het. En dan wil ek sê is selfverbetering eintlik tot 'n sekere mate selfsabotering. Want as jy nie gaan gesond word nie, as jy nie 'n wond gaan aanspreek nie, gaan jy hoeveel selfverbeteringskursusse of boeke kan doen, maar jy gaan altyd tekortskiet en jy gaan eintlik op 'n sekere manier 'n wond probeer behandel deur die verkeerde medikasie toe te dien. En ek dink dan kan selfverbetering moeilik raak want jy gaan later ook begin glo ek het alles probeer, maar ek raak net nie reg nie. Ek raak net oor die mens wie ek wil wees nie. En dan moet 'n mens miskien vra, is dit nie net dalk tyd dat jy eers stop en aanvaar wie jy is, voordat jy probeer om iemand anders te wees of te groei in 'n manier wat nie noodwendig reg is vir jou nie. Ja, ek dink baie keer as dit kom by selfverbeterings, die boeke en die goed aanlyn wat mense skryf, is die probleem, dit het vir een persoon gewerk. En hierdie persoon het geweldig baie daar uitgekry en sit dit nou vir die wêreld om te sien. Maar die probleem is, en dit het ons oumas al vir ons geleer, ons is almal uniek. En ongelukkig is dit waar, jy sien dit ook in jou eie praktyk, wat vir een persoon geld, gaan nie vir 'n ander persoon geld nie. En ek voel altyd as iemand wat met algemene angs gediagnoseer is, verstaan ek wat angs is. En ek verstaan, as jy nie dieselfde effek gaan hê nie, is die kans groot jy gaan jouself in die voet skiet en sê dis ek kry dit nie reg nie, of ek is nie goed genoeg nie, of ek het nie hard genoeg probeer nie. Ons gaan nooit kyk daarna dat dit was 'n ander individu wat groot geluk gevind het deur tuin te maak en dis wonderlik. Maar dit beteken nie tuin maak is vir jou nie. En dis soos jy sê, die verstaan van wie jy is, dit is al wat ek kan voel is die pad na selfverbetering. Maar nou Gerda, is dit dan nou net professionele mense wat jou daarmee kan help of kan 'n mens ander maniere ook vind vir ware selfverbetering? Lise, absoluut. En ek dink wanneer ons praat oor selfverbetering, ek dink dit is 'n gelaaide term. Want as jy enige selfhelpboek optel, ek bedoel ek daag iemand uit om vir my 'n selfhelpboek te bring wat nie een of ander groot belofte maak, iewers op die binneblad of op die agterblad, dat hierdie boek gaan jou lewe verander. En dan is die prentjie van hoe daai veranderde lewe lyk, partykeer baie meer radikaal as wat die outeur eintlik bedoel het. So miskien is 'n bietjie van ons komplekse verhouding met selfhelp is dalk ons verwagtinge ook, reg? Maar kom ons sê jy wil ons praat oor algemene angsversteuring. Kom ons bly nou sommer daarmee. Jy het algemene angsversteuring en jy wil self verbeter. Nou 'n deel van daardie selfverbeteringsproses sou wees om te aanvaar dat angs waarskynlik altyd 'n deel van jou lewe gaan wees. En jy weet ek sê baie vir pasiënte, dit is dalk tyd dat ons maatjies maak met die angs en dat ons sê, goed, hoe kan ons die angs gebruik op 'n manier wat jou lewe kan help rig? Sodat die angs jou nie verlam nie, reg? Want daar's 'n verskil. Die angs is daar, maar hoe ons relate met die angs, hoe ons verhouding met die angs is, kan ons verander. Nou as jy 'n boek koop wat dan nou vir jou beloof of 'n kursus doen wat nou vir jou beloof jou lewe gaan na hierdie, jy gaan nooit weer angs hê nie, dan gaan jy misluk, want dit werk net eenvoudig nie so nie. Maar as jy 'n boek koop wat vir jou sê, hier is 10 moontlike strategieë om jou te help om jou angs te verken en om te leer hoe om met jou angs saam te lewe. Nou Lise, die probleem is, daai boek gaan nooit
'n topverkoper wees nie, reg? Want wie wil nou 'n boek hê wat vir jou sê, angs gaan dalk altyd deel van jou lewe wees. Niemand wil daai boek lees nie. Maar dit is 'n baie meer realistiese perspektief op selfverbetering. En ek dink in daardie opsig is dit belangrik dat ons sê wanneer selfverbetering gaan. Ek meen ek is ook, jy weet, ek wil sê in my eie lewe pas ek ook selfverbetering toe. Ek wil fikser wees, so wat doen ek? Ek gaan oefen meer. Jy weet, ek kan nie net vir myself sê nee, dit is nie vir my nie. Ek geniet dit nie noodwendig nie, maar ek beoefen die dissipline om dit te gaan doen om myself te verbeter in twee aspekte, fiksheid en selfdissipline. Maar ek weet om te draf gaan nie ewe skielik maak dat ek op podiums by die Kamerad staan nie. Asseblief, dit weet ek gaan nie gebeur nie. Ek weet dat ewe skielik gaan een of ander handelsmerk nie skielik my tekkies borg omdat ek arme siel nou besluit het om 5 km te begin hardloop nie. Ek het 'n realistiese verwagting vir hoe my lewe gaan verbeter. En dan is dit gesonde selfverbetering. Selfverbetering wanneer jy oortuig is dat jou hele lewe het 'n oordoen nodig. En ek dink Lise, ek gaan dit nou sê, realiteitstelevisies wat hierdie extreme makeovers in die naam het vir ons 'n idee gegee dat daar is 'n ding wat jy kan doen, daar is 'n staffie wat jy kan swaai wat jou hele lewe gaan beter maak. Jy moet net die regte staffie kry. En mense spandeer hulle lewens en hulle hardverdiende geld op soek na daai towerstaffie. En of dit nou 'n pilletjie is wat jy sluk, of dit nou 'n boek is wat jy lees, of dit 'n kursus of 'n guru is wat jy aanhang, raak eers tevrede met wie jy is in jou wese. En dan kan jy kyk watter areas van jou lewe moet jy verbeter of uitbou, maar die idee van jou hele lewe wat moet verbeter, wat moet 'n omswaai kry. Dis 'n baie toksiese idee. Ek is mal oor. Ek stel altyd vir mense voor, as hulle vir my vra, maar wat kan 'n mens doen? Dan sê ek, sê net maar jy gaan nou sien nou iemand. Dan gaan sê jy nou vir die professionele persoon: "Hallo Gerda, ek wil hê jy moet my lewe nou oplos. Jy gaan nou alles doen om my lewe op te los." En dan gaan Gerda vir jou sê: "Goed Lise, ons gaan nou nie kan vandag nie." En dan het jy iemand wat saam met jou gaan sit en met jou gesels oor, goed, wat wil jy so graag nou verander? Iemand wat net saam gaan sit en miskien ook 'n bietjie lag en sê, ja, dit is 'n bietjie belaglik as ons nou sommer net wil fiks wees na een draffie. Maar daai hele konsep van jy mag dit gaan sê vir iemand, dit beteken nie jy is swak dat jy wil die maklike uitkoms kry of dat jy nie die uitkoms vind. Dit is Absoluut. juis wat vir jou sterk maak, is om te sê, help my asseblief. Ek wil hê hierdie moet nou stop. Ek wil nou anders wees. Lisa, ek stem so saam met jou. Jy het nou vir my gevra en ek het besef ek het nie jou vraag regtig geantwoord nie. Oor is dit net professionele mense wat jou kan help met selfverbetering? En die antwoord is nee. Ons het 'n plek reg en as dit kom by selfverbetering, ek bedoel as ons nie 'n mate van selfverbetering bring in ons werk wat ons doen nie, dan moet ons dalk weet met bietjie kyk, is dit nog die werk wat ons moet doen? Maar ek dink jy kan selfverbetering leer by amper enige iemand wie bereid is om met jou hulle spesifieke vaardigheid te deel. Ek het byvoorbeeld besef dat ek gaan nooit van nature op my eie gaan draf nie. Dis nie vir my lekker nie, ek hou nie daarvan nie. En toe het ek by 'n groepie amateur drawers aangesluit wat beter is as ek. Hulle hardloop nie Kamerads in nie, nog nie. Van hulle dink ek mik daarin toe, maar dit is verstaan. Hulle storie, hulle reis. Maar vir my, hulle is 'n trappie verder as ek. So ek leer by hulle. Ek leer by hulle bietjie oor hoe om my pas te reguleer. Ek leer by hulle hoe om myself nie te vroeg moeg te maak in 'n draf nie. Hulle is nie professioneel nie. Ek betaal hulle nie. Ons draf saam en ons lei saam. Maar daar is 'n selfverbetering wat bykom net omdat ek bereid is om by hulle te leer en om weerloos genoeg te wees om te sê, ek weet nie eintlik wat ek doen nie, kan julle my help? Net so selfs met emosionele goed. As jy iemand ontmoet wat byvoorbeeld deur 'n groot rouverlies gewerk het en jy sien hulle dit op 'n gesonde manier te doen en jy gaan self daardeur. Jy hoef nie noodwendig net te gaan na 'n sielkundige toe en jy weet, gaan sit by daai persoon en sê, ek weet nie hoe om hierdie vorentoe te vat nie. Ek het my kind verloor en jy het jou kind verloor en ek kyk nou hoe jy sin wil, hoe het jy dit gedoen? Ek glo wel dat selfverbetering wat plaasvind in die konteks van verhouding het 'n langer durende effek op ons as selfverbetering wat ons op ons eie probeer aanpak. En dit is vir my belangrik dat jy 'n verhouding vind met 'n persoon wat regtig toegewyd is daaraan om op 'n manier vir jou
'n verbetering in jou lewe te bring. En ook om te besef en dit is ook belangrik, Lise, partykeer is mense so lojaal tot mense wat hulle deur iets help of deur iets lei, dat hulle ook mag sê dat nou het ek iets nuuts in my lewe nodig en dalk spandeer ek nou 'n bietjie minder tyd met hierdie persoon of dalk het ek nou 'n nuwe terapeut nodig. Ek gaan aanbeweeg. Want vir die seisoen wat ek nou is, ek het nou weer iets nuuts nodig. Jy weet, ek gaan byvoorbeeld nie my drafgroepie gaan vra om my te help om beter te kook nie. Jy weet, dit is nie die regte plek. Ek is seker van hulle kan lekker kook, maar jy weet, jy vat jou behoefte na iemand toe wat jou met dit kan help. Jy vat dit na die persoon toe wat jy dink op daardie stadium miskien 'n bietjie voor aan die pad is. En dalk is dit 'n professionele persoon, maar dalk is dit net 'n buurvrou of 'n buurman of iemand wat jy by die kerk sien of iemand wat jy dophou, weet, in die dorp. Ek weet nie. Ons hoef nie bang te wees om te vra nie, maar regte selfverbetering wat in verhouding plaasvind met mense is eintlik so waardevol. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige in Somerset Wes. Haar besonderhede is beskikbaar hierso by hierdie gesprek, so kyk gerus daarso. Deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. En as jy 'n vraag het, stuur dit na Lise by wieisek.co.za. .co.za. Hoor, nou gaan ek oor my eie woorde. Ek sê baie dankie en onthou, soos altyd, kyk mooi na jouself.